Die Goeiemôre Good Morning span het 'n sagte plek vir ons dierevriende. DBV Tshwane is tans onder ernstige finansiële druk wat nie volhoubaar is nie. Ons het juis daarom besluit om vandag hier by die tak in Centurion te kom inloer om uit te vind wat presies die behoefte is en hoe ons kan help. Janine, vertel ons net, hoe groot is die probleem en wat is die behoefte tans? Soos by enige SPCA, ons kry nie staatsbefondsing nie. Ons is afhanklik van die publiek se befondsing. Finansiëel is eintlik vir ons grootste hindernis op hierdie stadium, want ons moet nog steeds huurgeld betaal, ons moet nog steeds ons krag betaal, ons salarisse moet betaal word. Alle goederes wat aangekoop moet word, moet ons nog steeds aankoop. Ons het 'n kliniek wat ons moet bestuur. So klein as R100 maak 'n groot verskil vir hierdie diere in die hokke. Ek wil juist vir 'n oomblik 'n bietjie stil staan by die maniere waarop die publiek 'n bydrae kan lewer, want ek het ook onlangs gelees dat 'n mens byvoorbeeld 'n hok kan borg. Ja, verseker. Ons het 400 hokke tussen die twee takke, Waterloo en Centurion. En ons vra 'n borg van R200 per hok. Daai hok maak seker dat ons alles in stand kan hou en die geld wat inkom kan ons gebruik waar gaatjie gestop moet word. Jy kan 'n 18A kry want ons is 'n NGO. Ons sit vir jou 'n naamplaatjie op jou hok as jy 'n spesifieke hok wil borg. Ons kan jou naamplaatjie op 'n baksteen sit wat ons in Waterloo het en dit help verskriklik baie om die gaatjies te stop waar dit nodig is. Ek kan jou goed glo, want hoeveel honde en ek dink diere oor die algemeen, ek bedoel hier soos katte ook van tyd tot tyd, maar hoeveel diere is hier oor die algemeen as 'n mens moet kyk na gemiddeld? Ons is oor die algemeen omtrent so 70% vol, soos wat ons nou het, ons 67 honde. Ons gaan teen die naweek gaan ons al klaar weer hier maklik by 100 honde staan. En katte kom ook in verskriklik baie, veral die katte. Mense moet hulle katte steriliseer. Ons kan jou help om jou kat reg te maak, maar ons wil nie jou 30 katte op een slag hier hê nie. Goed, nou jy het nou verwys na die feit dat 'n finansiële bydrae oor die algemeen die beste is, maar mense kan steeds honde en katkos skenk en kombersies ook kom aflewer en dis meer, nê? Ja, ons vat enige iets. As jy trek, bring asseblief alles wat jy nie meer in jou huis wil hê nie. Ons het 2 charity shops, een in Waterloo en in Centurion. Ons vat alles jou huisraad wat jy nie meer wil hê nie. Ons verkoop dit vir 'n inkomste. Kos is altyd welkom, want dan hoef ons dit nie aan te koop nie, want kospryse is geweldig. Jou lokale DBV het jou hulp nodig, want sonder die hulp van die publiek is daar geen manier wat ons voortbestaan nie, want daar is nie regeringshulp nie. Die wanpersepsie daar buite is dat ons sit net diere uit. Dit is nie wat ons doen nie. Ons is hier vir jou. Ons wil jou help. Kom eers na ons toe. Laat ons jou help. As jy trek en jy het nie 'n plek om jou hond te vat nie of jy moet 'n ander behuising kry, kontak ons. Ons het boarding facilities. Laat ons jou help. Laat ons jou hond hier hou vir 'n tydperk totdat jy gesettel is met jou plek. Hier neem jy familie aan. En ons maak seker dat jy jou familie by jou hou en goed na jou familie kyk. En dan is daar natuurlik ook vrywilligers wat betrokke is, nê? So 'n mens kan op daai manier ook betrokke raak. Ek is ook 'n vrywilliger. Ons as board members is almal vrywilligers. Ons verdien nie 'n salaris nie, ons sê dit duidelik maak daar buite, want die mense dink die board members word betaal. Ons word nie betaal nie. Ons het mense wat vir ons inkom op 'n daaglikse basis. Hulle help met die hokke skoonmaak, hulle help met die honde speel, hulle hou die honde rustig, wat rustig moet word, bietjie kalmering nodig het. Hierdie is 'n onbegonne taak wat nie gedoen kan word sonder volonteërs nie. En julle is ook 24 uur beskikbaar, sou hulle julle hulp nodig hê. Ja, ons het 2 noodnommers wat beskikbaar is 24 uur wat ons inspekteure op diens het. As jy vanaand 'n hond op 'n kat optel langs jou pad, moet hom nie net gaan weggooi nie. Bring hom na ons toe. Lei ons klokkie, lei ons nommer. Ons maak vir jou oop. Ons neem daai dier in, laat ons die diere net veilig hou. Janine, waarom sal jy mense aanmoedig om betrokke te raak en waar kan ons meer inligting in die hande kry? Julle kan op ons Facebook bladsy gaan, is Tshwane SPCA, en sonder die publiek se hulp, kan ek nou vir jou sê, ons gaan dit maak nie. Ons het net 400 hokke. Ons moet 'n keuse maak, baie maal, oor wie gaan aangeneem word en wie gaan dit nie maak nie. Dit is die moeilikste besluit. Ons het trauma counselors. Ons het 2 trauma counselors wat inteendeel vir ons gratis werk, wat ons staf bystaan, want
nie, hulle sukkel regtig emosioneel. Ons staf het jou nodig. Ons diere het jou nodig, want vir jou wat deur my hek loop, gee 'n hond en 'n kat, hoenders en varkies en ons neem enige ding in. Gee elkeen 'n kans. Alles is aanneembaar. Ons is nie 'n rescue-organisasie nie. Ons is daar vir die diere. Ons wil elke dier help. Elke dier in ons hok het 'n eienaar. Daai eienaar moet net hier ons hokke kom. Bring jou kinders, laat jou kinders by die honde kom speel. Ons gee vir jou 'n bal, ons gee vir jou 'n speelding. En neem gerus 'n diertjie aan. Baie dankie Kom, vir jou neem tyd aan. vandag. Ons waardeer dit en ons is bly ons kon hier kom kuier. Ons waardeer dat julle hier is en asseblief spandeer tyd by jou DBV in jou area. Ondersteun hulle en help hulle. I'm very, very happy working with the animals, but sometimes it happens when we come to the sick animals and then it feels emotional to me. I motivate the people to come and then donate or help us with a lot of things that we need. Like the blankets, we need the blankets, we need the animal food, the dog food, the hose pipes, everything that you can help us because we are the society who is just not getting some an income. We are just helped by the donation that we get from you people. We will appreciate if you will come and then help us with any donation. We are appreciate for that. Indien jy betrokke kan raak en 'n bydrae kan lewer, help asseblief. Besoek die DBV Tshwane se Facebookblad vir meer inligting. Alles vir die diertjies, soos ek altyd sê. Hier is ons nou. Ek kyk na sulke insetsels en dan raak ek net hartseer. Ek is net soos, ek wil so graag 'n hondjie of 'n hondjie aanneem of gaan help as dit moontlik is. Hoe kan mense betrokke raak? Weet jy wat, Ross, ek dink dit is presies, ekskuus, ek is nou emosioneel, want ek meen, die DBV in Tshwane sukkel regtig, en ek meen, daar's meer as een tak. Ek dink die DBV oor die algemeen, ek dink in elke provinsie moet mense moeite doen om betrokke te raak en net om te probeer help. Jy kan betrokke raak as 'n vrywilliger. Ek dink dit is iets waaroor 'n mens baie min gesels. En jy kan natuurlik altyd, as jy 'n diertjie wil hê, gaan neem liewer 'n diertjie aan. Jy weet, ek dink dit was vir my baie emosioneel geweest om te sien hoeveel van daai hondjies ook in die hokke is. En daar sit en wag, jy weet, vir iemand om hulle te kom aanneem. So indien daar so behoefte is, gaan klop liewer aan by die DBV en natuurlik altyd finansiële ondersteuning, maar soos wat hulle ook gesê het, as daar iets is soos bedjies, komberse of so wat jy ook kan skenk en natuurlik kos, altyd kos ook. Ja, en mense is eintlik so dankbaar vir die DBV, veral vir die werk wat hulle doen. It's thankless work most of the time. It's heartbreaking stuff, but they are there every day in the trenches looking after these animals, and we can all do our little bit to help. Absoluut. En skep bewusmaking. Ek dink op sosiale media, deel hierdie inligting, deel hierdie video's, want ander mense deel dit dan verder en so maak ons 'n groot verskil met almal wat betrokke raak. Ja, dis great om iets te kan doen hier op Goeiemôre, good morning. Goed, so gaan maak gerus 'n draai ook by die DBV, loer daar by hulle in. Ons is net hierna weer terug.